Hallo liewe Kikskerk maats, ek is so bly dat julle vandag weer inskakel en ek vertrou dat dit sommer baie goed gaan met julle elkeen. My gebed is dat jy en jou gesin vandag spesiaal ook sal hoor dat die Here julle baie liefhet en dat hy 'n wonderlike plan met julle lewens het. Daarom groet ek julle in die naam van Jesus, ons koning en ons vriend. Amen. Kom ons begin vandag se erediens weer met 'n lofliedjie en dan loof en prys ons die Here want hy is so goed vir ons. Kom ons sing lekker saam. Every move I make, I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Welkom terug maats, kom ons sluit die oë en dan bid ons ook saam. Here Jesus, dankie vir nog 'n geleentheid om vandag meer van U te leer. Dankie vir 'n Bybel vol wonderlike verhale van U liefde vir mense en hoe U ons ook help om elke dag reg te leef en U te eer. Dankie vir elke maatjie en elke ouer wat gereeld inskakel en wat moeite doen om te hoor wat U vir hulle wil leer. Seën ons huise en ook ons ouers sodat ons die regte voorbeeld sal stel en ons kinders sal leer om in U voetspore te loop. Dankie Jesus. Amen. Maats, wie van julle het al oor 'n hangbrug gestap? Nou aan die begin dan voel dit mos baie wankelrig, maar as 'n mens styf vashou, kan jy veilig aan die ander kant uitkom. Brûe het al vir baie jare mense en plekke verbind aan mekaar. Nou vandag gaan ons bietjie gesels oor hoe God se liefde amper soos 'n brug is. Dit bring mense by mekaar, dit maak nie saak waar hulle vandaan kom of wat hulle al gedoen het nie. Maar voordat ons verder daaroor praat, kom ons speel eers 'n lekker speletjie. So maats, ek wil hê julle moet gou-gou die video stop en dan moet julle almal daar saam by die huis in 'n kring sit en dan gesels julle oor die volgende 2 vrae. Die eerste vraag: hoe voel julle as iemand iets goed of iets lekker vir jou doen? Dink byvoorbeeld aan 'n keer toe iemand vriendelik of spesiaal was en iets vir jou gedoen het. Het jy gelukkig gevoel, was jy verras of was jy dankbaar? En dan die tweede vraag: hoe dink julle voel dit vir iemand anders as julle ook vriendelik is teenoor hulle en vir hulle ietsie goed doen? Wanneer jy dalk iemand al gehelp het of hulle dalk gelukkiger sal voel, minder alleen sal voel of dalk meer spesiaal. So kom ons gesels gou daaroor. Welkom terug maats. Ek dink ons stem saam as ons sê, hoe voel jy as jy iets goed vir iemand anders doen of as iemand iets goed vir jou doen? Kom ons begin daarby. As mamma byvoorbeeld vir jou help met huiswerk, as jy moeg is, dan voel jy mos geliefd en spesiaal. Of as 'n maatjie dalk vir jou sjokolade bring omdat hulle aan jou gedink het, dan maak dit jou hart bly. Of die tweede vraag, hoe dink jy voel dit ook vir iemand anders as jy vriendelik is met hulle?
As jy byvoorbeeld jou boetie help om sy speelgoed op te tel, dan gaan hy mos bly wees en dankie sê, want dit wys dat jy omgee vir hom. Of as jy dalk 'n maatjie daar by die skool 'n drukkie gee as hulle hartseer is, kan dit hulle ook laat beter voel. So ek hoop julle hoor uit hierdie voorbeelde, dis altyd lekker om verras te word deur iemand wat iets goed of spesiaal vir jou doen, maar dis nog lekkerder om ook iets goed of spesiaal vir iemand anders te doen en die vreugde op hulle gesigte te sien. Nou ek wil hê ons moet weer gou-gou vir 'n oomblik dink aan 'n brug. Het julle al gesien hoe 'n brug mense help om oor 'n rivier of 'n diep sloot of selfs 'n besige pad te kom? Sonder 'n brug sal dit baie moeilik gewees het om veilig aan die ander kant te kom. So 'n brug maak dit moontlik vir ons om afstand te oorbrug, om te stap of te ry na waar ons wil wees. Nou maats, net so is God se liefde vir ons ook soos 'n baie sterk brug. Somstyds voel mense ver van God af, dalk omdat hulle hartseer of bang is, omdat hulle foute gemaak het. Maar God se liefde bou altyd 'n brug terug na hom en na sy kinders toe. So dit maak nie saak hoe ver 'n mens van hom af voel nie. Hy help ons om weer naby aan hom te wees. Nou kom ons dink aan iets ook in ons eie lewe. Het jy dalk al met 'n vriend of 'n boetie of 'n sussie gestry? Wanneer julle kwaad is vir mekaar, dan voel dit soos hierdie groot rivier wat tussen julle is. En dis moeilik om weer met mekaar te praat of selfs saam te speel. Maar wanneer julle mekaar vergewe, dan is dit soos 'n brug wat gebou word tussen julle. En skielik is daardie afstand weg en julle kan weer lekker saam lag en speel. Nou God wil hê dat ons hierdie brug van liefde in ons lewe moet bou. Nie net met hom nie, maar ook met die mense rondom ons. So wanneer ons lief is vir ander, wanneer ons vergewe, wanneer ons vriendelik is, dan bou ons brug wat ook mense nader aan mekaar bring. Nou maats, dit bring ons by vandag se Bybelstorie. Nou in die kerklike jaar is ons nou in 'n tyd wat ons lydingstyd noem. So ons dink met ander woorde aan Jesus wat swaar gekry het vir ons, omdat hy ons liefhet. Nou vandag wil ek vir julle 'n baie spesiale storie vertel. Dis 'n ware verhaal uit die Bybel wat ook vir ons wys hoe groot God se liefde en genade vir alle mense is. Dit het gebeur op die dag toe Jesus aan die kruis gehang het. Dit was 'n baie moeilike en 'n pynlike dag, maar selfs toe het Jesus iets wonderliks gedoen. Nou saam met Jesus was daar 2 ander mans wat ook aan die kruis gehang het. Hierdie 2 mans was rowers, hulle was slegte mans, hulle het verkeerde dinge gedoen en daarom was dit regverdig dat hulle gestraf word. Maar die een man was sommer baie kwaad en hy het vir Jesus gespot en gesê, as jy regtig die seun van God is, waarom red jy nie jouself en ook vir ons nie? Hy het nie geglo dat Jesus die verlosser is nie en hy het net aan homself gedink. Maar die ander rower het anders gedink. Hy het toe die eerste man aangespreek en vir hom gesê, moenie so praat nie. Ons verdien hierdie straf, want ons het verkeerd gedoen. Maar hierdie man, Jesus, hy het niks verkeerd gedoen nie. En toe draai hy na Jesus toe en hy sê iets besonders. Hy sê, Jesus, dink aan my as u in die koninkryk kom. Met ander woorde, hy het besef dat Jesus regtig die seun van God is en dat Jesus mag het om mense te vergewe. En maats, weet julle wat het Jesus toe gedoen? Hy het met liefde en genade na hierdie man gekyk en gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So selfs op sy moeilikste oomblik, terwyl hy daar aan die kruis gehang het, het Jesus liefde en vergifnis gewys. Hy het nie vir die man gesê, dit is te laat nie, maar hy het hom met oop arms ook aanvaar. So wat leer ons uit hierdie storie? In die eerste plek, Jesus het altyd liefde en genade gewys, selfs toe hy swaar gekry het. Dit wys vir ons dat Jesus nooit ophou om mense lief te hê nie. Selfs mense wat foute maak, kry nog 'n kans om God se vergifnis te ontvang. Ja, hierdie rower het baie verkeerde dinge gedoen, maar toe hy besef wie Jesus is en sy hart vir Jesus oopmaak, het Jesus hom onmiddellik vergewe. Maar hierdie verhaal leer ook vir ons dat God se liefde werk soos 'n brug.
Al voel ons baie keer ver van God af, al het ons foute gemaak, sy liefde bring vir jou en my altyd terug na hom toe. Net soos die misdadiger wat hom aanvaar het. Dink gou vir 'n oomblik, is daar dalk iets in jou lewe waarvoor jy dalk ook wil jammer sê, waarvoor jy vergifnis wil hê? Dan moet jy onthou, Jesus se liefde is ook altyd daar vir jou. So wat leer hierdie verhaal verder vir ons? Ons het gehoor dat God se liefde soos 'n brug is. Dit bring mense bymekaar en dit maak dit moontlik vir ons om naby hom, maar ook naby mekaar te wees. Maar hierdie verhaal wil ook vir ons sê, ons moet ook self brugbouers wees. Dit beteken dat ons ander moet help. Ons moet vriendelik wees. Ons moet vrede maak as dit nodig is. En ons moet eerder, in plaas van om mure te bou, brûe bou na mekaar toe. In plaas van om kwaad rond te loop en mekaar en vies te wees en te brom en mekaar te haat, moet ons eerder liefde bewys. Nou dink gou vir 'n oomblik. Hoe bou 'n mens hierdie brûe elke dag in jou lewe? Hoe wys ons vir ander mense dat ons deel is van Jesus se span van brugbouers? Ek dink daar's so 'n paar maniere en ek deel dit graag met julle. Brugbouers van Jesus wys liefde aan mense wat hartseer is. Wanneer jy 'n maatjie sien of iemand sien wat alleen sit en hartseer is, dan kan jy na daardie persoon toe gaan. Jy kan 'n drukkie deel of jy kan met hulle speel. Net soos 'n brug mense oor 'n rivier help liefde ons om mekaar se harte te bereik en ook weer gelukkig te wees. Maar brugbouers van Jesus vergewe mekaar ook wanneer ons foute maak. Ja, partykeer gebeur daar byvoorbeeld 'n ongeluk. Dalk verloor iemand jou bal of hulle breek ietsie wat vir jou belangrik is. 'n Muurbouer sal kwaad bly en wegbly, maar 'n brugbouer sal kies om vrede te maak en te vergewe. Want wanneer ons vergewe, help ons om die afstand tussen mekaar te oorbrug en weer vriende te wees. Brugbouers van Jesus is ook altyd geduldig en vriendelik, selfs wanneer dit moeilik is. Ek weet, julle het dalk al gevoel dat 'n boetie of sussie jou baie irriteer. Nou dis maklik dan om kwaad te word, maar 'n brugbouer besluit om steeds liefdevol en sag te wees. Wanneer jy vriendelik is, bou jy 'n pad tussen jou en ander, sodat julle naby aan mekaar kan bly. Nog 'n gedagte wat hierdie verhaal ons leer, is dat brugbouers van Jesus ook altyd ander help wanneer hulle sukkel. As jy sien dat iemand swaar dra, dan is dit jou kans om 'n brug van liefde te bou en te help. Dalk sukkel daar 'n maatjie met huiswerk en jy kan dalk verduidelik hoe om dit te doen. Deur ander te help, bring jy hulle ook nader aan Jesus se liefde. En dan, brugbouers van Jesus kan met liefde ook klein dade van vriendelikheid bewys. En dit is 'n eenvoudige glimlag of 'n vriendelike groet of om net vir iemand dankie te sê. Dis alles klein maniere om 'n brug van liefde te bou. Dit wys vir mense dat hulle baie waardevol is en dat God hulle liefhet. So onthou, as ons brûe bou, maak ons hierdie wêreld 'n mooier en 'n beter plek. Bring ons mense nader aan mekaar, maar ook nader aan God. En wanneer ons kies om lief te wees, om te vergewe en te help, bou ons ook brûe van vrede en vreugde. Maar as ons onvriendelik is, dan raak ons soos mense wat mure bou. En mure, weet ons, hou ons weg van mekaar. Het jy dalk al gevoel asof daar 'n muur tussen jou en iemand anders is? En dink 'n bietjie vandag, hoe kan jy 'n brug bou in plaas van 'n muur? Kom ons wees hierdie week ware brugbouers van Jesus, deur liefde te wys in alles wat ons doen. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus, help ons om hierdie week brugbouers van U liefde te wees en nie mense wat mure bou en mekaar uithou nie. Ons wil U liefde aan ander wys deur vriendelik en behulpsaam te wees. Dankie dat U eerste vir ons 'n voorbeeld kom stel het hoe om dit te doen. Help ons ook om so te leef in ons huise, by die skool en op die sportveld. Ja, oral waar ons gaan. Amen. Nou maats, om vandag se boodskap beter vas te lê, is daar ook 'n aktiwiteit onder aan die video in die beskrywing.
Vra vir mamma of pappa om dit vir julle af te laai en dan kies julle gesin 'n spesiale tyd en dan doen julle hierdie aktiwiteit saam. Maar maats, baie dankie ook aan elkeen wat ons gemeente gereeld seën met 'n bydrae. Sonder julle tyd en julle gebede, julle ondersteuning en julle bydraes kan ons nie so 'n groot verskil maak nie. Ons is dankbaar vir elke bydrae. Maats, baie dankie dat julle vandag saam gekuier het. Mag julle 'n baie geseënde week hê tot ons mekaar weer ontmoet. Totsiens maats.